vandag spesiaal? Goed, so ek het ook so 'n klein definisietjie van 'n moeder. Wat is 'n moeder? Die primêre Hebreëse woord vir ma is em, E-E-M, wat beteken dis die band of die gom wat jou gesin bymekaar hou. 'n Ma word gedefinieer as 'n vroulike ouer wat 'n kind dra gedurende swangerskap, versorg en grootmaak. En dis die sigbare wat ons almal kan sien. En iemand wat onvoorwaardelike liefde, opoffering en lyding verteenwoordig. Dis die onsigbare wat ons van weet. Sy is 'n versorger in seisoene van groei, 'n beskermer in seisoene van gevaar, 'n onderwyser in seisoene van vorming en iemand wat die vashou stadig maar seker kan losmaak in seisoene van laat gaan. Is nie altyd so maklik nie, but by the grace of God. 'n Ma staan in die gaping waar niemand sien nie. Bid wanneer niemand daarvan weet nie en hou aan glo wanneer ander opgegee het. Maar haar grootste krag lê nie waarin sy vashou nie, maar wat sy bereid is om in die hande van die Here te plaas. Vandag eer ons elke mamma, die wat geboorte geskenk het, die wat grootgemaak het, die wat bekommernis en verliese ken, en die wat lief gehad het, totdat jy nie meer kon lief hê nie. My eie klein definisie, woord wat ek het, is 'n mamma. As jy aan 'n mamma dink, is dit gee. Dan dink ek aan gee. Want sy's van gee aan mekaar gesit. En wat ek by wil voeg is, die blote feit dat sy nooit iets terugverlang nie. Jy gee en jy vergeet. Môre gee jy weer. So dis ons mammas. Ok, so ek wil begin deur vir ons te lees uit 1 Samuel 1 vanaf vers 1 af asseblief. En my tema vir vanmôre is staan op. Sê vir die persoon langs aan jou, staan op. Yes, halleluja. So julle ken hierdie gedeelte baie goed. En ek gaan so 'n bietjie skip, ek gaan nie alles lees nie. Maar vanaf vers 1 sê hy, daar was 'n sekere man uit Ramataim, of Ramatiam, en sy naam was Elkana. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli en Hofni, Hofni en Pinias, priesters van die Here was. En op die dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. Wag bietjie, ek het 6 uitgelos. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het dit dan nou jaar vir jaar gebeur. En vers 8 sê, en haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek nie ver beter as 10 seuns nie? En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe.
En dan sy nou net 'n verdere belofte gedoen van geen skeermes sal dan op sy hare kom en so nie. OK, so ons almal ken hierdie verhaal van Hanna wat vir haar Samuel gebid het. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat 'n ma, om 'n moeder te wees, is nie net om kinders groot te maak nie. Jy maak nie net dag vir dag kinders groot nie, maar dis om die Here te vertrou, verluister mooi hierna, nie net wat in hulle lewens gaan gebeur nie, maar ook vir die seisoene waardeur jy gaan. Ons dink baie keer dit staan apart van mekaar. Maar luister gou hierna. Die Here het toegelaat dat jy swanger geraak het met 'n kind. Want hy het reeds die volgende in gedagte gehad. Hanna het 'n natuurlike begeerte ontwikkel vir 'n seun, vir 'n baba. Vir ons is dit natuurlik. Mamas, ons is so gemaak. As daar nie vir jou 'n begeerte ontwikkel het om regtig waar kinders te hê nie, moet jy by die Here uitkom. Dis hoe die Here ons gemaak het. Hy het vir Eva gesê, jy gaan moeilik kinders grootmaak. Niks anders nie. En dit gaan nie net oor die swangerskap en om kinders te hê fisies nie. Dit is vir die res van jou lewe. Wat jy moet kyk na jou kinders. So, dit is nie net die seisoen waarin jy nou verkeer as mamma nou vir 'n oomblik, terwyl hulle nog by jou is nie. Maar dis ook vir dit wat kom. So Hanna het hierdie natuurlike begeerte gehad om 'n seun te hê, om meer spesifiek te wees. En vir ons lyk dit oënskynlik natuurlik. Dis wat moet gebeur. Maar wanneer die Here na jou kyk, mamma, sien hy reeds wat volgende deur jou moet gebeur. Daar's 'n nuwe seisoen wat moet aanbreek in jou lewe. En daarom kan jy nie jou kinders net los nie. Ons dink daar's 'n skeiding. Dit sal nooit so wees nie. Want die Here het aan jou toevertrou wat volgende moet gebeur. En jy is veronderstel om jou kind toe te maak onder die bloed van Jesus vir die res van jou lewe. Dis wat jy moet doen. Want die Here het hierdie natuurlike begeerte in Hanna geplaas, omdat hy reeds 'n Samuel vir die volk wou gee. Die volk het 'n Samuel nodig gehad. Die volgende keer as jy weer na jou kinders kyk, dan sien jy en jy kyk na hulle deur die oë van die Here. Ons sal dalk nie die volle prentjie sien van God se plan in ons kinders se lewens nie. Dis nie noodwendig dat ons dit hoef te sien nie. Die feit van die saak is, die Here het deur jou gewerk om jou kind in die lewe te bring en jy staan vandag hier voor die Here en jy hou aanbid. Jy hou aanbid. Ek en Pastor Henry is nou besig om hierdie saak so bietjie te voel aan ons lywe. Jonathan is so bietjie besig om uit te trek en ek het die geleentheid gehad. En ek dank die Here vir die genade wat hy my gee. Dat ek vir 'n oomblik vir werk by sy Kaap toe gewees en ek kon sy kas uitsorteer. Is ernstiger as wat julle dink? Nie gedink julle gaan lag nie. Maar wat hierdie ma kon doen is, hierdie seisoen waardeur ek gaan, kon ek mee klaarmaak. Ek kon dit vir die Here gee. Elke kledingstuk waaraan ek gevat het, wat ek dalk in 'n swart sak gesit het, of wat ek deur die masjien gedruk het, kon ek sê, dankie Here vir u bloed. U maak hom toe, u beskerm hom al die dae van sy lewe. Ek het 'n geleentheid gehad om nog mamma te wees vir die oomblikke wat hy nog daar by my kon wees. Ons weet, seisoene verskil en kinders moet aangaan, maar daar's nooit 'n losmaking wat plaasvind nie. Moenie dink dit sal ooit gebeur vir 'n mamma se hart nie. OK, so hierdie natuurlike begeerte het Hanna gehad en die Here het die bonatuurlike bewerk deur haar. So dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Mamma,
Jou kind lyk dalk vir jou baie natuurlik, maar die Here het 'n bonatuurlike werk wat hy besig is om te doen in en deur jou lewe. So, jy sal eendag net sien en jou hande saamslaan en sê, dankie Here, U is goed vir my. So met die eerste oogopslag as ons hierdie gedeelte lees, lyk dit vir ons asof Hanna redelik tevrede is met haar lewe. Die skrif sê vir ons, hulle het jaar na jaar het hulle Silo toe gegaan om te gaan aanbid, en Elkana was lief vir haar, hy het vir haar meer gegee as wat sy nodig gehad het, en volgens hom het hulle 'n baie mooi huwelik gehad, hulle het 'n baie mooi verhouding gehad, want hy was onder die indruk dat sy vir hom baie lief is, meer liewer as 10 seuns. Dit was sy indruk. Totdat, almal sê totdat Penina haar mond oopmaak. Totdat Penina dink, sy het op 'n plek gekom, sy het gearriveer, en nou kan sy haar mond oopmaak en iets begin sê. Maar min weet Penina, dat sy so 100% in die wil van God is, want wat gebeur is, sy het vir Hanna begin terg, sê die skrif. Sy het haar vertoren. Dis amper 'n gevoel van 'n magteloosheid, wat Hanna ervaar het. Hierdie gespot, hierdie ontsteltenis, dis 'n bang, magtelose, irriterende gevoel, om so te voel, om dit heeltyd aan te hoor. En Elkana het haar probeer troos, maar dit het nie gewerk nie. So, ek besef toe, dat, weet jy wat, daar moet nie altyd kits antwoorde en oplossings vir ons irritasies wees nie. Luister mooi vir my. Dit wat jou so pla, daai uitdaging, daar hoef nie altyd 'n kits oplossing daarvoor te wees nie. Hoekom nie? Want die skrif sê vir ons, Hanna het opgestaan. Sy het opgestaan. Dink gou vir 'n oomblik. As sy gesê het, Elkana, jy's reg. Ek is sommer laf om so te voel oor wat Penina vir my te sê het. Kom ons gaan huis toe. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Wat sou gebeur het? Die Here sê vir jou vandag, mamma, hy sê vir jou, daar's dinge wat jou irriteer in jou lewe. Daar's dinge wat jy nie van hou nie. Daar's angs, daar's goeters waarvoor jy nie antwoorde het nie. Maar uit die voorbeeld wat ons het van Hanna, sy het opgestaan. En sy het gaan bid, sê die skrif. Want hoekom? Deur jou probleem sal die volgende deurbraak kom. Dis wat jy moet verstaan. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Jy dink dalk, daar staan nie my, 88. Sy maak steeds 'n verskil, net daar waar sy is. Sy is vir ons 'n pragtige voorbeeld. Moet nooit dink jy's te oud nie. Moet nooit dink jy's te jonk nie. Die Here kan deur jou 'n deurbraak bring. Dis juis dalk daai ouderdom wat jy nie so van hou nie, wat vir jou irriteer, wat die Here juis nodig het in jou lewe. Here, ek hou nie van hierdie ouderdom nie, of wat ook al met my lyf aan die gang is, of wat ook al in my finansies gebeur. But you stand up. Jy staan op, en terwyl jy staan, begin bid. Dis die antwoord. Jy begin bid, jy gaan nie lê nie, jy bly nie in jou gat nie. Want wat sou gebeur het, as Hanna aanhou huil het? Jy gaan in elk geval niks bereik nie. Sy het nêrens gekom nie. Maar die oomblik toe sy opstaan en bid, toe begin die Here werk. Toe begin die Here werk. Luister wat sê Filippense 4 vers 6 asseblief. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Stop net daar. Wie van julle is besorg vandag? Jy het bekommernisse. Daar's iets wat aangaan in jou lewe. Die skrif sê vir ons baie, en hierdie is 'n skrif wat ons baie goed ken. Hy sê, wees nie besorg nie. Hanna, wees nie besorg nie. Maar wat moet jy doen?
Ons is veronderstel om te reageer daarop. Jy staan op en jy begin bid. Die skrif sê verder, maar laat julle begeertes in alles bekend word deur gebed en smeking by die Here. Jy mag jou nie ontstel nie. Die Here wil nie hê jy moet jou ontstel nie, want jy kan niks daaromtrent doen nie. Hanna kon nie self swanger word nie. Ons weet hoe die bytjies en die blomme werk, ons verstaan dit. Dis net die Here wat kan lewe gee. Die bonatuurlike wat die Here wil doen deur jou lewe, is juis as gevolg van die probleem wat jy dalk nou face, en nie 'n antwoord voor het nie. Daai ding wat jou genoeg irriteer, wat jou genoeg pla, wat jy nie 'n antwoord voor het nie. Wat jou gaan maak om op te staan, of jy gaan dieper wegkruip. Wanneer jy opstaan, gaan jy resultate sien. Wanneer jy wegkruip, gaan daar niks gebeur nie. Daar's uitdagings in jou lewe. Daar's allerhande goeters. Daar's finansies, daar's kinders. Daar's liggaamlike uitdagings. En dan by dit als nou nog wat die wêreld ook byvoeg. Maar dis juis dit wat die Here plaas in ons lewens, sodat ons kan opstaan, want hy het 'n antwoord reeds vir ons gegee, om nie ontstel te word nie. En dis so maklik. Dis so maklik om ontstel te raak. Want kom ons wees nou net eerlik met mekaar. Ek meen, as jy die nuus aansit, is dit erg. As jy die radio aansit, is dit erg. As jy na jou buurvrou luister, is dit erg. Nee man, jy moet goed vies word, goed geïrriteerd word, en wees jy die een, wat daai buurvrou se hand vasgryp. Ek onthou net kere, wanneer ons kinders gaan aflaai by die skool, dan is daar nou weer 'n nuwe ouer wat sê, het jy gehoor? Het jy dit? En ek dink gisteraan daaraan, ek dink, my jene, ek het dit nooit gedoen nie en ek moes dalk. Julle is nou meer bevoorreg om die woord te hoor. Vat haar hande vas en sê vir haar, weet jy wat, om daaroor te moan, gaan jou nêrens bring in die lewe nie. Kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here vir 'n antwoord, vir 'n oplossing. Want ons almal face maar dieselfde dinge. Maar dis net die Here wat vir ons die bonatuurlike kan doen. Dis net die Here wat vir ons die bonatuurlike sal kan laat deurbreek. Amen. So, ek wil net sê, jou aanhoudende gekerm en gekla oor presies dieselfde ding, gaan jou nêrens bring nie. Pastoor Herman het 'n oulike ding gesê, 'n tydjie terug, en ek probeer nou dit reg onthou. Hy het gesê, dit is soos wanneer jy 'n gogga wil spuit met doem. Almal sien die gogga en is, bang vir die gogga, niemand hou van die gogga nie, so die gogga word nou gespuit met doem. En hy's dood, ons almal sien nou hy's dood. Maar as jy nou aanhou spuit, en daai blikkie omtrent leeg maak, dan begin dit nou vir almal sleg raak, hier rondom jou. Dis wat gebeur wanneer jy aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Die probleem is opgelos, want jy het dit vir die Here gegee, maar jy gaan aan. Oulik, nee, dit was vir my baie, want almal ruik hierdie gif nou. Almal ruik hierdie gif hier rondom ons. So ons moet doen, ons moet opstaan, ons moet bid. Hoekom? Boonbehalwe die belofte van ons moet ons bekommernisse na die Here toe vat. Maar hoekom? En Pastor Henry het so ietsie genoem daarvan vanmôre. Ek wil graag vir julle Hebreërs 13 vers 5 lees. Hy sê, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis hoekom. Die Here wat jou gemaak het jou nog nooit vergeet of verlaat nie. Dis waaroor dit gaan. As ons opstaan,
as ons hom soek, sy aangesig soek, hom aanbid, beloof hy, dat hy ons nog nooit vergeet het, in alle omstandighede nie. Ons almal het groot getuienisse. Ons het almal iets waaraan jy kan dink, waar die Here jou deur gehelp het. En vandag is hy steeds hier. So vir mamma, as jy dalk voel, jou kinders het jou vergeet, of jou afgeskryf, of andersom, die Here sê, hy het nie. Hy dink aan ons vandag. Jesaja 49, vers 15 tot 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, sê die skrif, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie. En dan sê hy verder, of skoon hulle sou vergeet. Nou, dis 'n saak van onmoontlikheid. In die hart van die Here is dit 'n saak van onmoontlikheid. Maar ek wil iets hier byvoeg, wat ons nie baie aan dink nie. Daar is siektetoestande, waar 'n mamma nie haar kinders rondom haar bed meer ken nie. Of andersom, dat iets gebeur. So, dit is 'n moontlikheid in so 'n geval. En my hart gaan uit vir elkeen wat dalk so iets moet deurgaan. Mag die Here jou versterk en krag gee, want dit kan glad nie lekker wees nie. Maar vir jou sê die Here die volgende: nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Al het daar iets met mamma gebeur, wat jou ontsettend lief gehad het die dag toe sy jou begin groot maak het, deur jou lewe gesien het, al het daar ietsie met haar gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Weet verseker, ek is by jou, ek is met jou, ek sal jou nie vergeet nie. Verstaan dit en hoor my vanmôre. Daar's niks wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. Jesaja 44 vers 21 sê, dink aan hierdie dinge, o Jakob, jy kan jou eie naam hier insit, Israel. Want jy is my knegt, met ander woorde, jy behoort aan my. Ek het jou geformeer, ek het jou gemaak. Jy is my knegt, Israel. Jy sal deur my nie vergeet word nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Die Here sal jou nie vergeet nie. Hy wil egter hê dat jy moet opstaan. Jy moet sy aangesig soek, want hy wil steeds deur jou 'n deurbraak bring. Hy wil steeds deur jou iets bonatuurliks doen. Mamma, moenie ophou bid vir daai kind nie. Moenie ophou nie. Dit is wat jy moet doen, dit is wat jy sal doen en dis wat jy gaan doen vir die res van jou lewe. Dit is net so. Dit mag nie verander nie. So moenie ophou nie. Ons het julle gebede nodig. Want dit dra krag en dit dra ons. Dit dra ons kinders. Daar's 'n volgende generasie wat moet aangaan met die werk van die Here. Dit is wat die Here in gedagte het. En jou gebede maak die verskil. Amen. 'n laaste skrif wat ek wil deel. So sy het opgestaan, sy het gebid, en ons het gehoor die Here het ons nie vergeet nie, sodat ons kan ontvang. 1 Samuel 1 vers 19 en 20 sê, en die Here het aan haar gedink, en by die wisseling van die jaar, het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Amen. Mag jy jou Samuel ontvang, wat die Here vir jou beloof het. Maar ek wil sê, ek wil nie hê, dat daai irritasies in jou lewe net moet weggaan, sonder dat jy iets daaromtrent gedoen het nie. Ek was een keer so geïrriteerd gewees, so vies vir die Satan.
dat ek hom hier 3 in die oggend, ure, gejag het. Woe! Ek was woedend. Dis, jy moet op 'n punt kom waar jy besef, genoeg is genoeg. En weet julle wat? Dit was 3 uur, 7 uur daai oggend. Nie eers 8 uur nie, 7 uur, toe lui pastoor Henry se foon, toe het ons deurbraak. Jy mag nie ophou nie. Mag jy so vies raak vir wat die vyand doen in jou lewe, in jou kinders se lewe, sodat jou deurbraak. En weet jy wat? Dis 'n getuienis. Dis 'n getuienis vir die res van ons wat moet hoor van wat die Here by magte is om te doen. Amen. Baie, baie dankie ons hemelse Vader. Ons eer U, ons loof U, dat daar 'n vrou soos Hanna was, wat vir ons die voorbeeld kon stel, wat geïrriteerd was, ja, deur omstandighede, maar sy het opgestaan, die aangesig van die Here aangegryp, en nie gelos nie, Here, totdat U vir haar deurgebreek het. Ek wil bid vir elke mamma hier vanmôre. Here, ek wil vra dat U weer eens vir hulle nuwe krag sal gee, nuwe energie sal gee, nuwe woorde in hulle hart sal praat, sodat hulle sal aanhou om U aangesig te soek rondom hulle kinders. Here, daar's kinders wat deur moeilike omstandighede gaan. Daar's kinders wat regtig waar ver van die Here af is. Maar dis juis dit waarop die Here wag, dat daar 'n ma sal opstaan en die Here sal vasgryp en haar kind uit die kloue van die dood sal uitred. In Jesus naam. Die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Volgens die krag wat in ons is. Jy haal jou kind fisies uit die kloue van die vyand uit. Jy haal hom uit die tronk uit, in Jesus naam. Want daar's groot dinge oor sy lewe. Die Here het hom gemaak, hy het hom geformeer. Daar's 'n plan vir jou kinders. Gee ons mamas krag, Here, help hulle in alle opsigte, om op te staan vir hulle kinders, te bid en te kan ontvang. In Jesus naam. Amen, amen, halleluja, prys die Here. Sjoe, wat 'n kragtige woord. Doen jouself 'n guns en luister weer en weer daarna en deel dit met al jou vriendinne, sissies, mammas en met al jou familie, vriende en bure. Dit was 'n pragtige openbaring. Jy gaan moet aanhou en uithou. En maak nie saak wie wat sê nie, jy weet, kan ek net iets byvoeg. Hanna was so besig om te bid, en die priester het gedink sy's dronk. Want die Bybel sê, sy het nie eens haar mond oopgemaak. Pastoor Attie, daar het nie eens woorde uit haar mond uitgekom nie. So geklink, so gelyk. En hy dink toe sy is dronk en sy sê, nee my Here, ek is nie dronk nie. Ek is ernstig met die Here. En mag ons meer maas kry, dank God vir elkeen van hulle wat wel so bid, maar wat opstaan, wow. En bid soos nog nooit van tevore. En help ons om die woord te share, ons doen soveel moeite om ons woord vry te stel op al die platforms. Baie dankie aan al ons helpers en volunteers wat ons weekliks so mooi help. Kom ons neem 'n geseënde offergawe op, kom ons seën die werk van die Here op hierdie pragtige familiedag. Kom ons betaal die Here se volle tiende, kom ons saai met blymoedigheid. Die Bybel sê God het 'n blymoedige gewer lief.